In hierdie week se AMT John Deere graanoorsiג sien ons dat weeromstandighede nou 'n al groter rol begin speel in seebodpryse, terwyl plaaslike oesdrukpryse ook onder druk kan sit. Als in die week se episode, so moet dit nie misloop nie. Welkom by hierdie week se AMT John Deere graan en oliesaad markoorsig, moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. In die video's probeer ons altyd om 'n onafhanklike en eerlike opinie te gee oor faktore wat pryse kan beïnvloed, sodat jy meer ingeligte besluite kan neem in 'n baie volatiele en onvoorspelbare omgewing. Like en share dan ook die video's waar ook al jy dit kyk, dit sal ons baie help. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Johan Thesen wat nou vir ons die nuutste Safex-pryse gaan gee. Baie dankie Johnny. Die spotmaand witmielie-prys daal na R4.655 per ton met die Julie 25 prys wat hoër is op R4.384. Die geelmielie spotprys daal na R4.350 met die Julie 25 prys wat laer is op R4.269 per ton. Die sojaboon spotprys daal na R7.650 met die Julie 25 prys wat laer is op R7.805 per ton. Die sonneblom spotprys daal na R8.850 per ton met die Julie prys wat laer is op R9.060 per ton. Die koring spotprys daal na R6.400 met die Desember prys wat nou op R6.250 verhandel. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R5.207 met die uitgedopte Argentynse grondboonprys op R23.739 en die katoenprys wat nou staan op R10.660. Baie dankie Johan. Hierdie inligting word ook moontlik gemaak deur Zematic Irrigation Systems. Kry Zematic radkaste, motors en wiele teen 'n spesiale aanbod beskikbaar terwyl voorraad hou. Kontak jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie vandag en investeer in 'n stelsel vir die toekoms. Groei saam met Zematic. Welkom by hierdie week se AMT graanoorsiג. Ons gesels oudergewoonte weer oor wat in Amerika aangaan, wat baie belangrik is, wat ons pryse affekteer, en dan ook plaaslik wat nou nuwe nuus is. Johan, jy kyk elke dag na die markte, hou dit nogal nou dop. Wat het ons gesien is nou die nuutste nuus wat veral uit Amerika uit nou op die oomblik kom? Uit Amerika sien ons daarop hierdie stadium twee stories. So aan die een kant kyk ons na die weer en hoe dit die markte beïnvloed en aan die ander kant kyk ons na die handelsoorlog. So as ons dit in 'n konteks van mielies plaas, sien ons dat die mielies hulle verwag dat daar meer aanplantings gewees, maar ons weet ook dat daar minder voorraad in die land is. Ja. So daai bietjie meer aanplantings gee al vir hulle soos 'n beskermings of 'n buffer, ja. Net soos 'n buffer om as daar bietjie weersprobleme is, daar of nog 'n stukkie kan wees wat hulle kan opmaak, maar aan die ander kant as die plantseisoen te veel behinder word en dit skuif te lank uit, dan kan ons sien hoe pryse ondersteun word of as hulle nie al die hektare plant wat hulle beplan het om te plant nie. Aan die ander kant weer sien ons die handelsoorlog en hoe dit die effek het op markte, soos nuwe nuus uitkom, sien ons reageer pryse daarop. Maar as ons weer oorskuif na sojabone toe, sien ons dat die effek van die handelsoorlog op sojabone net soveel groter is, omdat China net 'n direkte of ek wil sê vermyding van FSA sojabone het, en dat die weer in terme van sojabone ook 'n bietjie groter rol speel, net omdat hulle minder beplande hektare gaan plant vir jaar. Ja, hoe lyk hulle weeromstandighede op die oomblik, want ek dink soos hulle nou aan die plant kom, hulle is seker nou al 'n redelike eind weg met hulle aanplantingsproses. Hoe lyk hulle weer, hoe lyk hulle aanplantings? Ons sien dat in die Corn Belt spesifiek met mielies, sien ons dat die weste gedeelte is droog en daar vorder die plant redelik goed. Party van die state is tot dubbel die hoeveelheid wat hulle die vorige jaar geplant of die vorige 5 jaar geplant het. Waar weer in die ooste sien ons het hulle reën gekry, die velde is nat, daar plant hulle weer baie stadiger en het ons op die ou end tot op hierdie stadium 'n nasionale plantsyfer van 12%, wat so klein bietjie vinniger is as wat hulle die vorige 5 jaar gehad het. So dit half skep nou weer daai verdeling tussen die ooste van die mieliegordel en die weste van die mieliegordel om te kyk, gaan hulle aan die een kant plantprobleme het terwyl aan die ander kant goed vaar, maar as die
een kant die weste wat droog is, weer te droog bly, kan hulle weer opkomsprobleme hê. Ja, natuurlijk. Waar natuurlik as die nat aan die ooste waar te nat is, kan hulle nie geplant kry oor die algemeen nie. So dit kan alweer twee verskillende stories aangaan. Ja, en ek dink weer is nou op 'n mespunt. So ons wag nou van Amerika af, hy kan enige kant toe amper beweeg, maar ek dink nie daar's enige iets om oor bekommerd nou op die oomblik te wees nie. Ek dink die goed gaan redelik goed aan en ek dink na te verwagtinge. En met die handelsoorlog ook. Die handelsoorlog is vir my verskriklik op 'n mespunt en ons het na die analiste ook nou geluister en as hulle nou tot 'n ooreenkoms kom byvoorbeeld of as van die produkte nou geexempt word uit die tariewe uit, dan kan ons weer sien dat produkte of sojabone na China begin vloei vanaf Amerika, koring ook en as ook mielies. En dit kan weer baie ondersteuning aan die markte skep en met wat die analiste ook praat van ons het fundamentele faktore as ons net na die grane kyk wat redelik ondersteunend is, maar nou is die handelsoorlog hierdie onsekere faktor wat die hele tyd vir ons sê hy kan eintlik in enige rigting en nou beweeg. So ons gaan dit nou maar nouliks moet dophou, maar op die oomblik lyk dit nie goed nie. Dalk meer druk op pryse as gevolg van omdat daai produkte nie vloei na China toe. Ja, definitief, maar ook baie volatiliteit. Ons kan sien dat die prys bietjie opgaan en dan vir 'n dag of twee weer skerp afwaarts verhandel. So druk op pryse, maar volatiliteit gaan die orde van die dag wees. Plaaslik het ons laasweek die vraag gevra om te sê hoeveel reën is te veel reën. Ons het bietjie stories gehoor dat in sekere areas het die mielies begin uitloop, iets wat ek byvoorbeeld nog nooit gehoor het nie. Party plekke bietjie vrot, so bietjie kwaliteitsissues, maar as ons na die groot oes gaan kyk, die nasionale oes gaan kyk, is daar bietjie, maar daar's nie so 'n groot probleem dat dit op hierdie stadium die markte gaan beïnvloed en regtig 'n bekommernis kan begin raak nie. Soos ons sien, het pryse vir geelmielies redelik gedaal, en dit wys nou maar net vir ons dat daar nou meer volumes inkom aangesien ons nou die afgelope tyd bietjie droër weer het. Ja, en as ons so vinnig nou so ons verwag nou dat ons so klein bietjie laer pryse nou kan ingaan soos ons Junie of Julie maand te beweeg. Ja, nee, definitief, ons weet stroopdruk kom nou in, meer volumes in die mark, dan sien ons gewoonlik laer pryse. Ek dink wel die prys gaan nie noodwendig onder 4000 gaan nie. Ek dink ons gaan die redelik by 4000, dalk net 'n klein bietjie oor, klein bietjie onder, maar niks grootliks sien nie, maar ons verwag dat pryse nou begin afkom. Ja, nou so 'n bietjie kan ek sê. En die ander faktor veral vir witmielies wat ons nou moet agneem, ek weet daar's 'n berig of 'n nuusberig wat uitgekom het dat Namibië byvoorbeeld 'n baie groot mielieoes ook gaan oplewer hierdie seisoen. Ja, en dit belemmer daai buitelandse vrae wat ons nog al die jare gehad het van. Ons het byvoorbeeld uitgevoer na Namibië, na Zimbabwe, na Zambië laas jaar, al daai plekke, maar dit lyk of hulle redelik 'n goeie oes het. Ja, en as hierdie plek hierdie goeie oes het, dan gaan hulle vraag minder wees. En dit kan vir ons, ek dink nie dit gaan nou 'n faktor op die pryse nie, maar ek dink bietjie later in die seisoen, wanneer ons eintlik gewoond is aan daai bietjie minder voorraad binne in die land omdat ons al daai uitvoer het, dink ek as ons nie daai verwagte uitvoere gaan maak nie, kan ons begin in daai tyd verdere druk of gaan die prys verlanger op 'n laer vlak bly as wat ons eintlik verwag. Ja, nee, baie interessant. Ons het so 'n bietjie vinnig sonneblom, sojas, wat gaan die Midde-Ooste op die oomblik aan? Ek weet dit speel 'n groot rol. Dit klink asof die oorlog dalk bietjie minder 'n effek het. Ja, die Oekraïne en Rusland oorlog met die Swartsee gebied, dit so elke nou en dan lyk dit asof hulle tot by 'n, ek wil of sê 'n vrede gaan kom en dan sal weer 'n aanval deur Rusland of ons weer 'n aanval deur Oekraïne. So die oorlog, ek dink die mark het nou al nie klaar gereageer nie as dan nou ja, dit kom nou al vir so lank aan. Ek dink die mark het nou agtergekom dat daai oorlog kan aangaan en ons gaan nog genoeg voorraad hê en ons gaan nog goed daai tyd hê, maar hulle voer goedkoop koring uit. Ons sien dat die seaboard koringmark sukkel om momentum te kry. En daai pryse beweeg nie regtig nie. En ek dink dit is omdat daai goedkoop koring uit Swartsee gebied uitkom. Sonneblom, selfde ding, hulle verkoop ook goedkoop sonneblom, so dit sit wêreldpryse bietjie op 'n laer vlak. Ja, baie interessant. Ek dink ook ons sal sien waantoe die wisselkoers beweeg. Hy is hier op R18.60 rondom, maar nie groot bewegings wat ons op die oomblik sien nie. As die dollar wel bietjie stoom verloor, daar kom sprake van 'n ekonomiese resessie, kan die rand moontlik versterk teen die dollar, veral met die RNE
wat bietjie meer stabiliteit het. So van daai kant af sien ons dalk eerder 'n sterker rand as 'n swakker rand, wat dan ook bietjie addisionele druk op pryse gaan sit. Maar weer eens, by dit genoem, nie drastiese bewegings nie. Ek dink voorraadvlakke in die land bly laag, en dit behoort enige onsekerheid in die mark vir ons die pryse dan redelik op 'n goeie vlak te hou. Baie dankie Johan, baie interessant gewees. En dan gesels ons weer volgende week. Ja, baie dankie Johnny. Hierdie video's word natuurlik moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Al die skakels na ons sosiale media platforms is in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week.